Goeiedag almal, dit is Theo en kom ons kyk 'n bietjie vandag na die tweede manier hoe die Heilige Gees jou wil lei deur die storms van die lewe. Kom ons begin weer daar by Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Nou die woordjie lei is hodegeo in Grieks wat dui op 'n betroubare gids wat 'n reisiger in 'n onbekende land deur 'n gevaarlike terrein versigtig lei op die veiligste roete tot by sy bestemming. En op ons daaglikse reis deur die storms van die lewe het ons die Heilige Gees nodig om ons versigtig te lei op hierdie reis tot by ons bestemming. En gister het ons gesien dat die Heilige Gees ons lei deur jou te herinner wat jy in die Bybel gelees het. Johannes 14 vers 26. Maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En dan nou vandag, die volgende manier waarop die Heilige Gees jou wil lei. Dit is deur jou eie gawes en kreatiwiteit aan te wend op die pad deur die storms van die lewe. Die Here het ons vermoëns gegee en hy wil hê ons moet dit gebruik. Hy sal jou nie soos 'n robot beheer om jou doelwitte te bereik nie. Die Here sal jou 'n idee gee, 'n droom, 'n visioen. En dan, hoe jy daarop reageer, sal bepaal hoe hy jou sal lei, hoe hy jou sal bystaan en hoe hy sal help om daardie doelwit te bereik. Ons lees in die woord dat die Here praat duidelik met Moses oor die droom, die visioen, die belofte wat hy aan sy volk gegee het toe hulle nog slawe in Egipte was. Eksodus 3 vers 7 en 8. En die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en 'n wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kanaaniete, die Hetiete en die Amoriete, die Ferisiete, Jewiete en die Jebusiete. En die Here bring sy volk tot op die grense van hierdie land en hy praat met Josua en hy gee vir hom hierdie opdrag. Josua 1 vers 2 en 3. My knegt Moses is nou dood. Maak jou dan nou klaar. Trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. En elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. En die Here sê ook vir hom verder in Josua 1 vers 9, het ek jou nie beveel, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. En met hierdie belofte van die Here begin Josua kreatief optree. Josua 1 vers 10 en 11. Toe het Josua aan die opsigters van die volk bevel gegee en gesê, gaan die laar deur en gee die volk bevel en sê, maak vir julle padkos klaar, want oor 3 dae sal julle deur hierdie Jordaan trek om die land in besit te gaan neem. Daardie land wat die Here julle God aan julle gee, om dit in besit te neem. Jy weet, die volk kon sien dat Josua doelgerig was om te doen wat die Here gesê het. Daarom lees ons in Josua 1 vers 16. Toe het hulle Josua geantwoord en gesê, alles wat u ons beveel het, sal ons doen. En oral waar u ons stuur, sal ons gaan. Vers 17. Net soos ons na Moses geluister het, so sal ons na u luister. En mag die Here u God net met u wees, soos hy met Moses gewees het. U sien, hierdie kreatiwiteit waarmee die Here ons gesien het, kom duidelik ook na vore in Spreuke 16 vers 3. Laat jou werke aan die Here oor, dan sal jou planne uitgevoer word. Hierdie kreatiwiteit, hierdie krag en vermoë, hierdie wysheid, die energie en gesondheid waarmee die Here ons geseën het, moet ons aanwakker in ons lewens, anders gaan niks gebeur nie. Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Kan jy sien? Ons moet dit doen. Die Here gee ons die krag om dit te doen. Hierdie God gegewe vermoë moet met geloof omhels word. Dan sal die Heilige Gees jou lei. 2 Timoteus 1 vers 6 tot 7. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is.
Ja, is dit nie wonderlik nie? Hy gaan verder en sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Jy sien, om deur die Heilige Gees gelei te word is een van die voorregte wat ons as kinders van die Here ontvang het. En wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees ons gedurig uit die woord herinner wat en hoe om dit te doen, en ons doen dit doelgerig met krag en wysheid, dan Psalm 1 vers 3, en jy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat jy doen, voer jy voorspoedig uit. Ja, deur die storms van die lewe, Josua 1 vers 9, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Dankie Here.